En dan wat doen Jesus oor daai aannames? Ek dink hy tree terug. Want God weet, as jy eerder wil glo wat in jou kop aangaan, en jou denke oorgee aan wat ook al dalk mag gebeur in hierdie lewe, en al die vrese van wat kom in hierdie lewe, daar is nie plek vir geloof en vrees in dieselfde wêreld nie. En Jesus besluit, maar kom ek tree terug, en die eerste ding wat my en jou kan moeg maak, en wat ons kan weghou van ontmoetings met die Here, wat vir ons daai krag kan gee, is dat ons begin leef, en allerhande aannames akkommodeer in ons lewens. Ons moet pas op hiervoor. Ek het al mense ontmoet wat al deur seerseisoene gegaan het, en hulle seer bring aannames. Ek neem aan die Here is besig om my te straf. Ek neem aan die Here is besig om iets vir my te sê. Here, wat is die teken? Wat wil U vir my doen? En ons neem ewe skielik hierdie goeders in ons binneste aan. En ons kleer prentjies oor God, oor ons mense, oor ons dinge, oor onsself aan. Daar's nie hoop vir my nie. Kyk, jy kleer vir my vel. Hallo? Is dit wat God sê? En ek wonder, en ek praat nou weer groot, maar ek wonder of God nie dalk 'n tree terug van die Afrikaner nasie getree het en gesê, maar as julle wil inkleer oor julle velkleur en aannames wil glo oor alles wat julle sien, go ahead. Maar my krag is nie beskikbaar daar nie. Jy gaan moeg raak. En hoeveel Afrikaners loop oor hierdie land rond en hulle is moeg en dink maar die politiek moet verander, maar eintlik moet ons aannames verander.